Amen. Ek hoop dat jy nog nie moeg is vir hierdie skrif nie, maar dat dit elke keer as jy hom lees, net opnuut weer vir jou iets kom herinner, dat die Here het 'n plan en dat hy nie wil hê dat jy moet fokus verloor nie. Dat ons al hierdie laste afgooi, al hierdie dinge wat ons terughou, dat ons oë gefestig is op Jesus, sodat ons hierdie momentum kan beleef, wat ons glo ons woord vir die jaar is. So, hou vas aan hierdie skrif, lees hom gereeld, nie net op Sondag nie, en dit is vir my lekker dat julle hom al so uit volle bors uit saam lees, en saam dit verklaar oor jou eie lewe en oor die gemeente. En ons gaan nou in 'n season in waar ek regtig ervaar het dat ons bietjie moet indelf in die dinge waarmee die Here besig is behind the scenes, waar ons regtig net weer sê, maar die Here is faithful, hy is getrou in dit waarmee hy besig is. Baie keer sien ons dit nie, maar hy is besig en hy bly getrou. En niemand beter as om hierdie mee af te skop as 'n preekreeks oor Elia nie. Nou, as jy jou Bybel het, kan jy oopmaak by 1 Konings 17, ons gaan daarso vas staan vir oggend, so jy kan so lank regmaak by 1 Konings 17, en ek praat vandag oor die vorming van 'n man van God. Nou, reg oor die wêreld leef ons in 'n tyd waar dit maklik geword het vir mense om kompromie aan te gaan. Mense buig voor kultuur, buig vir druk, maak aanpassings vir populêre opinies, maar God soek mense wat nog steeds bereid is om te staan vir dit wat reg is, op te staan daarvoor. En hy verwag dit nie noodwendig om dit te gesien gebeur in massas nie, maar soms vat dit net een persoon. Dit vat dalk een tiener by 'n skool wat besluit ek gaan rein lewe. Dalk vat dit een besigheidsman wat sê ek gaan eerlik besigheid doen. Dit vat dalk een student by die varsity wat nie skaam is vir Jesus nie en boldly proclaim dat Jesus sy redder is. Dalk vat dit een ma wat faithfully aanhou bid vir haar gesin om tot redding te kom. God verander dikwels 'n nasie deur een gehoorsame persoon. En hierdie persoon waar ons na kyk, Elia, is dit presies die storie gewees. Hy het werklik gekom as een man en amazing goed gedoen. Nou, ek wil hê ons moet gou net so vinnig 'n background check doen. Wie is Elia? So Elia het geleef in 'n tyd wat Israel in absolute chaos was. 19 bose konings back to back in 'n ry, meer as 200 jaar van korrupsie en afgoderry. Nou, in hierdie tyd, koning Agab en sy vrou Jezebel was waarskynlik die mees bose koningspaar in Israel se geskiedenis. En die volk het Baal aanbid, hulle het kinders geoffer, hulle het seksuele immoraliteit, het hulle aanbidding genoem, en hulle het werklik net weggedraai van God af. Hulle het nie hulle fokus op God gehou nie. En toe sê God, well, okay, dis nou genoeg, dis nou klaar. En hier's wat gebeur. God stuur nie 'n weermag om die probleem te fix nie. Hy stuur een man. Hy stuur vir Elia. Nou, kom ons staan gou vas by Elia. As ons Elia se naam vat, in Engels is dit Elijah, en as ons dit opdeel, dan deel ons dit in 3 dele op. L is God, I is my, en die Ja deel is gelink met Jehovah. So in Elia se naam, in Elijah, sy naam spreek letterlik, my God is Jehovah. My God is Jehovah. Sla in sy naam vasgevang. Elia se naam was reeds die boodskap wat hy moes bring. Nog voor hy preek,
nog voor hy wonderwerke gedoen het, verkondig sy naam, die Here alleen is God. Nou as jy jou Bybel oop het by 1 Koning 17, kan jy saam met my lees. Ons begin by vers 1. En dit sê, Elia, die Tisbiet, het hom tydelik in Gilead gevestig. Nou, fokus gou hierop, dat hier word sy identiteit vasgevang, in van waar hy vandaan kom. Hy is Elia, die Tisbiet. Dis hoe hy announced word, okay? En hy gaan toe na die koning toe. Hy het vir Agab gesê, so seker as wat die Here die God van Israel leef, die God wat ek dien, in die volgende aantal jare sal daar geen dou of reën val nie, behalwe wanneer ek so sê. En boom, profesie van doom. Maar jy sien, wat gebeur hier, na afloop van hierdie, jy kan nou imagine, hier kom Elia, hy drop die bom, hy soos, okay, so dis wat gaan gebeur, en dan kom God, en hy verwyder hom heeltemal. So hierdie man het gekom, 'n bold statement gemaak, en nou verwyder die Here hom. Ons lees vers 2 en 3. Toe sê die Here vir Elia, gaan ooswaarts van hier, en kruip weg by die Kritspruit, net anderkant die Jordaanrivier. En hierdie is wat ek noem die Krit seisoen. Die woord Krit beteken letterlik om afgesny te wees, om afgekap te word, om afgebreek te word. En dis presies wat Elia moes gaan doen het. God stuur hom weg na die Kritspruit toe, sodat hy gebreek kan word, sodat die Here iets kan kom verander in sy lewe. Die Here vat vir Elia weg van die skare af. Want voordat God iets deur my en jou kom doen, het hy nodig om iets in ons te doen. Ek seker jy kan relate. Maar elkeen van ons hou van openbare wonderwerke. Ons wil goed sien gebeur, né? Ek dink baie keer soek ons 'n platform om iets te kan sê. Ons soek 'n plek waar ons kan invloed hê. Baie keer soek ons 'n mikrofoon, want ons wil net iets sê, ons wil iets laat begin gebeur. Maar baie keer sê God, dis eers tyd vir die Kritspruit seisoen. Tyd vir die Krit seisoen. Vir die sny, vir die afbreek. Nou, goue storie. Winter kom, en die voeltjies vlieg ons nou weg, na waar dit warmer is, vlieg suid vir die winter, en hier is hierdie ene voeltjie, hy vlieg, en hy raak moeg, en hy kan nie meer nie. En hy val in die sneeu, kry koud, gaan amper dood. Koei loop verby hom, mis op hom, dit is lekker warm. En hy voel beter, voel amazing. En die volgende oomblik kom 'n kat verbygestap, en krap hom uit die mis uit en vreet hom op. Is dit hoe jy gedink het my storie gaan eindig? Maar ek het vir jou 3 lesse uit die storie uit. Nie almal wat op jou mis, is jou vyand nie. Die tweede ding, nie almal wat jou uitgrawe is jou vriend nie. En as jy in mis sit, hou jou mond. Party van julle sit in die Kritspruit. Sit in daai seisoen. Dinge waarop jy vertrou het, werk dalk net nie meer nie. Deure is besig om toe te maak. Finansies is dalk druk. Verhoudings voel droog, voel net nie meer reg nie. Jy voel afgesonder en jy wonder en jy vra dalk hardop, waar is God? Waar is hy in hierdie seisoen waar ek nou is? Maar ek wil vir jou sê, dalk is God nie afwesig nie. Dalk is hy besig om jou voor te berei. Dalk sit jy in die Kritseisoen, besig om gebreek te word, besig om gesny te word, besig om voorberei te word. A.W. Tozer maak
Die volgende stelling. It's doubtful that God can bless a man greatly until he has hurt him deeply. Partykeer is dan nodig dat sekere goed gebreek moet word in ons lewens. Afgebreek moet word, sodat die Here iets in en deur ons kan doen. Ek wil vir jou sê, hou moed, as jy in die kritspruit sit. God is besig om jou te vorm en jou voor te berei vir dit wat vir jou voorlê. God leer Elia totale afhanklikheid. 1 Konings 17 vanaf vers 4 tot 6. Uit die spruit kan jy drink. En vir die kraaie sal ek opdrag gee om jou daar van kos te voorsien. Hy het gegaan en gemaak soos die Here gesê het. Hy het by die spruitkrit gaan bly, wat oos van die Jordaan is. Die kraaie het telkens vir hom brood en vleis in die oggend gebring, en brood en vleis teen die aand, en uit die spruit kon hy drink. God stuur die kraaie om vir Elisa kos te bring. Brood en vleis. Prys die Here vir brood en vleis. Ek dink die Here het iets van braai verstaan. 'n Lekker skaapchoppie en 'n braaibroodjie. En die kraaie kom en bring vir hom dit wat hy nodig het. In 'n tyd waar die droogte kom, daar geen reën is nie, het Elia hierdie spruit om uit te drink. Maar God gee net genoeg vir vandag. Ek het nog 'n storie. Ek voel vandag om stories te vertel. So, die vrou kry swaar. Sy roep uit na die Here toe. Sê, ek het nie kos om te eet nie. Kan nie vir my gesin sorg nie. Here, wil U nie aan my kos voorsien nie? En langsal bly 'n ateïs. En hy is keelvol met die vrou. En hy soos hy gaan vir haar punt bewys. Hy gaan koop sakke vol groceries, dan sit dit voor haar deur neer, lei die klokkie, en hy gaan kruip weg. Sy kom uit, sy begin die Here loof en prys, want die Here het voorsien, hy het haar gebede gehoor. Sy sê, Here, dankie vir dit wat U voorsien het. Dit is wat ek gevra het. It's amazing. En hy spring uit, hy sien, wela, kapela, jou God bestaan nie, ek het dit vir jou gekoop. En sy vang eers woema. En sy sê, Here, dankie dat U voorsien het, en dat U die duiwel laat betaal het daarvoor. God voorsien nie altyd 3 maande vooruit nie. Gee nie vir jou een of ander amazing spaarrekening nie. Nie 'n backup plan nie. Partykeer gee hy vir jou net genoeg vir vandag. En dis iets wat God wou gehad het Elia moes leer. In sy krittyd. Hy moes leer dat God is sy bron. En yes, party van ons is in hierdie seisoen. Ons is so vasgevang daarin om op ons werk te vertrou, op ons salaris te vertrou, op mense te vertrou, op ons eie planne te vertrou. En jy sit dalk nou in 'n seisoen wat jy sê, okay, hierdie goed is nie noodwendig nie. Ek kan nou nie anders as om op God te vertrou. En yes, dalk is dit vir jou 'n baie scary plek. Maar ek dink dis waar God jou wil hê. Want God is ons daaglikse brood. Genoeg krag vir vandag, genoeg vrede vir die dag, ook genoeg genade vir vandag, net die regte hoeveelheid voorsiening vir vandag. Ek dink daar's 'n rede as Jesus die disippels kom leer hoe om te bid, dat hy sê in Matteus 6 vers 11, gee ons vandag ons daaglikse brood. Here, U weet wat ek nodig het. U weet wat is genoeg vir my. Gee my vandag my daaglikse brood. Die droë spruit, die spruit waaruit Elia drink, droog op. En God lei Elia na 'n plek van onvoorwaardelike gehoorsaamheid. 1 Konings 17 vers 7 tot 9
Maar na verloop van baie dae het die spruit opgedroog, want daar was geen reën in die land nie. Die woord van die Here kom toe tot hom, maak gereed, gaan na Sarfat, wat aan Sidon behoort, en bly daar. Kyk, ek het 'n weduwee daar beveel om jou van kos te voorsien. Hierdie is vir my baie interessant. Dieselfde God wat aan hom die water voorsien, van water gegee het, sê, gaan na hierdie spruit toe, hierso gaan ek vir jou voorsien aan water, is dieselfde God wat obviously nou hierdie water laat opdroog. En vir ons, maar waarom? Ek dink soms droog God sekere spruite in ons lewens op, om ons moed te gee om te begin beweeg. Party van ons spruite droog op. Ons werk voel onseker. Ons huwelik voel moeilik op die rotse. Vriendskappe in ons lewe kom en dit verander. Finansies kan styf raak. Selfs plekke wat vir ons safe spaces, gemaklike plekke word, is plekke wat vir ons ongemaklik begin voel. En ons dink dalk, yes, maar God het van my vergeet. Hy kyk nie meer na my nie. Nee, dalk het God juis die spruit laat opdroog, sodat God jou kan lei in jou volgende seisoen. Dalk het jy te lank gesit daar waar jy nou was. Ons sê baie keer God lei deur dit wat hy vir ons voorsien. En is waar, maar ek dink God lei ons ook deur dit wat hy nie vir ons voorsien. Wie van julle het Karate Kid gekyk? Groot fans? Ja, ek is. En daar is hierdie beautiful oomblik. Daniel-san kom by Mr. Miyagi. Hy sê hy wil karate doen. Om leer. Mr. Miyagi is so sure. Verf my heining. Begin verf. Hy sê, no, Daniel-san. En hy leer hom. Hy doen dit, hy sê, hy is 'n idiot. Waarmee is ek besig? Hy sê, Mr. Miyagi, ek wil leer karate doen. Okay. Wax my car, Daniel-san. En hy begin, no, Daniel-san. Wax on, wax off. Famous deel in die movie. En in sy kop dink hy, yes, maar hierdie ou mors regtig my tyd. Tot die dag toe hy moet fight. En hy ewe skielik sien dat al hierdie bewegings van Mr. Miyagi om laat werk het, was om hom voor te berei vir die fight. En hy het dit nie besef nie. Hy het gedink dit was sinneloos gewees, die goed waarmee hy besig moes wees en die lang ure wat hy dit moes doen. En baie keer verstaan ons nie die maniere wat God gedoen en God dinge doen in ons lewens nie. Maar ek weet nie van jou nie, maar ek kan persoonlik getuig dat as ek terugdink en ek kyk terug na sekere seisoene in my lewe, dan sê ek soos, dis hoekom die Here nie dit laat gebeur het nie. Dis hoekom ek nie daai ding kon kry nie. Dis hoekom hierdie ding nie uitgewerk het nie. Die Here was besig met iets anders. Die Here was besig om my te breek, my te vorm. En ja, dit was dalk nie 'n lekker seisoen nie. Maar as ek terugkyk, verstaan ek 100% waarmee die Here besig was. Die weduwee van Sarfat. Elia kom by haar aan. En sy sê, ek het nie genoeg meel of olie vir 'n laaste ete nie. As ons hierdie eet wat ons nou het, daarna gaan ons sterf. Maar onthou julle dat Elia deur die krit gegaan? En Elia kom en hy praat met geloof.
En hy sê, die meel sal nie opraak nie, en die olie sal nie opdroog nie, gaan maak vir my brood asseblief. Want hy is deur die krit. Hy verstaan wat geloof is. En hy praat uit daai plek en hy sê, gaan. En God voorsien bonatuurlik. Hierdie is die wonder van die olie. Daar was elke dag genoeg. En hier is die ding wat jy moet verstaan, is dat daar was nie ewe skielike oorvloed gewees nie. Dit was nie oor môre se olie nie. Dit was nie genoeg vir volgende maand nie. Daar was elke dag genoeg. Dit was net vandag se olie. Net vir vandag se genade. Net vandag se voorsiening. Dan sien ons die volgende ding gebeur. Die weduwee se seun sterf. En Elia doen iets wat ons nog glad nie voor hierdie oomblik in die Bybel gesien gebeur het. Elia kom en hy bid vir lewe vir 'n dooie kind. 1 Konings 17 vers 21 tot 22. Toe het hy hom 3 keer bo oor die kind uitgestrek en tot die Here geroep en gesê, Here my God, laat die lewe van hierdie kind asseblief na hom terugkeer. Die Here het geluister na Elia se smeekbede en die lewe van die kind het na hom teruggekeer en hy het geleef. Hoekom doen Elia dit? Want die kritspruit het hom gevorm. Die kritspruit het vir hom geloof gegee, dit het iets kom stuur in sy hart, dat die Here kan die onmoontlike doen. God gebruik jou pyn, hy gebruik jou kritspruit seisoen. Ja, dit breek jou, ja, dit kom maak jou nederig, ja, dit vorm jou, ja, dit leer jou 100% afhanklikheid van God, maar dit bou geloof in jou, sodat God eendag deur jou kan doen dit wat hy nou tans in jou besig is. Aan die begin, vers 1, lees ons, Elia, die Tisbiet. Hy was bekend waar hy vandaan kom. Kyk gou wat sê die weduwee later in die hoofstuk, 1 Konings 17 vers 24. Daarop sê die vrou vir Elia, nou is ek daarvan oortuig dat u 'n man van God is en dat die woord van die Here uit u mond betroubaar is. Hierdie is die doel. Nie om bekend te wees nie, nie om famous te wees nie, nie om een of ander influencer te wees nie, maar dat mense sal sê, daardie persoon wandel saam met God. Dis die doel van jou kritspruitseisoen. Is dat wanneer jy daar uitstap, dat mense nie hoef te twyfel, dat hulle nie hoef te wonder, maar dat hulle sal weet, jy loop hand aan hand saam met die Here. It's for my amazing, dat die persoon wat Elia was, voor die kritspruit, en die persoon wie hy daarvan uitgestap het, 2 verskillende mense was. Ja, dit was nie noodwendig vir hom lekker, maar daar staan 'n boldness op, en die Here het iets kom bewerkstellig. Miskien is jy vandag in die kritspruit, miskien is jy tans in die droë seisoen, afhanklik van die Here, gebroke, dalk onseker. Ek wil vanoggend vir jou sê, hou asseblief moed, nie opgee nie. God het jou nie vergeet nie, hy's besig om jou te volg. Hy's besig om aan jou te werk. En daar waar jy sit vanoggend,
Dalk sit jy in so 'n moeilike seisoen. En jy voel ver van God af. Dan wil ek eers vir jou sê, dat sonde skei jou van God. Sonde skei jou van jou verhouding met hom. Maar Jesus het vir jou gesterf. Hy het vir jou opgestaan. Hy het jou sonde vergewe. Hy het vir jou nuwe lewe kom gee. Die kritspruit mag op die plek wees, waar jy uiteindelik die kans het om op te kyk na Jesus toe. Waar hy kom wegsny dit wat nie daar hoort te wees. Wil julle nie julle oë toemaak nie? Nee, julle moet rondkyk nie. As jy vanoggend sê, 1, Here, ek weet dat sonde besig is om my weg te hou van 'n verhouding met jou. Here, ek besef dit gaan dalk seer wees, maar Here, kom sny dit weg. Wil jy nie jou hande net uitstrek en sê, in jou eie woorde, wil jy nie vanoggend iets bid soos, Here Jesus, ek is hier, gee my lewe vir U, kom vergewe my sonde, kom maak my nuut, wees my verlosser, Here. Dankie dat U vir my gesterf het en opgestaan. Here, ek wil U vertrou vandag. Ek wil U vertrou dat U my kom vorm vir die volgende seisoen. 'n Seisoen waar ek 100% afhanklik van U is. Tweedens wil ek vir jou sê, as jy in 'n seisoen is waar jy dink, jy's nou in die krit, die Here het jou vergeet, het jy daar gelos, dinge werk nie uit nie, dinge lyk nie goed nie, die water het opgedroog. Wil jy nie vanoggend vir die Here vra en net sê, Here, kom help my om op te staan en te beweeg in die volgende seisoen waar jy my wil hê. Daar waar jy wil hê, ek moet dinge doen vir jou koninkryk, daar waar ek met boldness en geloof sal optree, daar waar ek sal sien waar U hand met my is. Here, gee vir ons daaglikse brood, net genoeg, net dit wat ons nodig het. Here, ons vertrou U, dat U nog steeds besig is om te werk. In die mooi seisoene, maar ook in die kritseisoene. Ons sien ons dit nie nou nie. Help ons om terug te kyk na die tye waar ons werklik U getrou het en lief. Help ons te onthou die tye wat U saam met ons geloop het, saam met ons gewandel. Here, ons nooi uit. Kom wees by ons. Kom wees naby ons. En praat met ons. Ons wil naby U wees. Ons wil nie ver van U af voel nie. In Jesus naam. Amen.